Hallo julle. Ek wonder of jy al genooi is vir 'n sleepover of so tipe partytjie. En as jy daar kom, dan sien jy almal het nou hulle slaapsakkies uitgegooi, maar nou is daar nie meer plek vir joune nie. Nou wens jy, kan ons nie maar net anders leer dat ons vir almal 'n plek maak nie. Nee, dis sleg om so half te voel jy is uitgesluit. Nou vandag se storie gaan presies oor daai gevoel. Josef en Maria is op pad Bethlehem toe. Maria is ver swanger, sy is lekker ongemaklik en hulle reis baie lank en baie stadig. En dit maak dat hulle heel laaste van al die klomp mense wat nou Bethlehem toe moet gaan vir hierdie telling, dat hulle laaste daar aankom. Dis al donker en hulle het nog nie verblyf nie. Hulle soek oral. Hulle gaan van herberg tot herberg, maar hulle kry absoluut niks. Maria se maag begin kramp. Sy sê vir Josef, Josef, asseblief, ons moet nou 'n plek kry. Hierdie kind is op pad. Josef gaan smeek een van die herbergiere. Hy sê, asseblief meneer, kyk hoe lyk my vrou. Sy het swaar gereis, sy's ver swanger. Hoe kan ons vir haar plek kry? Hy kry hulle jammer en hy sê, hoorie, ek is so jammer. Hier is eenvoudig nie plek nie. Dis vol, maar julle kan daar in die stal gaan bly tussen die diere. Ten minste het julle 'n dak oor julle kop. Hulle is te dankbaar en gaan na die stal toe. Uiteindelik het hulle 'n plek om te rus, ook maar net betyds, want net daar aangekom en toe hulle begin rustig raak, daar word die babietjie gebore in die stal. Hulle het hom doeke toegedraai, hulle het hom in 'n krib neergesit vir die nag dat hy rustig daar kan slaap. Die koning van al die konings, gebore tussen diere in 'n stal, want daar was nie plek vir hom tussen die mense nie. Dit is so 'n wonderlike storie en dit is gelyktydig amper 'n hartseer storie. Dit is lekker as iemand spesiaal vir my in jou plek maak. As ek gaste nooi vir ete, dan dek ek 'n tafel. Want ek wil hê hulle moet spesiaal voel. Ek wil hê hulle moet weet, ek het aan hulle gedink toe ek gereed gemaak het. Dit is baie lekker as iemand sommer net opdaag en kom kuier, maar as ek weet iemand kom kuier, dan wil ek moeite doen, want ek dink aan daai persoon. En op dieselfde manier wil ek elke dag vir Jesus plek maak in my lewe. Ek wil vir hom sê, Here, daar's plek in my hart en daar's plek in my lewe. Ek wil vir u innooi. Ek wil 'n spesiale plek hê. Want u het vir ons gaan plek maak. Toe Jesus gekruisig is, het hy juis hemel toe gegaan om te gaan sê, maar ek gaan vir julle 'n plek gereed maak. Hy ontvang ons nie soos wat ons hom ontvang het nie. So ek wil julle uitnooi, kom ons maak ons harte en ons lewens oop en ons kyk of ons hom kan innooi. Kom ek bid vir ons. Jesus, ek wil u deel hê van my lewe en daarom wil ek elke dag vir u plek maak. Dankie dat u bereid was om te sterf, om vir elkeen van ons ook te gaan plek maak. Amen. Baie dankie, ek sien julle weer volgende keer. Bye bye.